Ek wil sê dankie dat elkeen van julle hier is vanoggend. Ook ek het nog nie vanoggend gesê alles besoekers. Dankie vir Connie Millers, bly julle is hierso vanoggend. Enige ander besoekers? Ek sien is bietjie hol, maak bietjie sagter hierso. Daar's hy. Ons is so bly julle is hier vanoggend. Mag julle welkom voel. Mag julle tuis voel. Want hierdie is ook waar die Here is vanoggend, jou Vader. Amen. Ek het net 'n kort gedagte wat ek vanoggend met jou wil deel. So ek gaan regtig nie preek vanoggend nie, omdat ons ook hier 'n gemeentevergadering vanoggend gaan hê, so ek wil nie regtig jou tyd onnodig opneem nie. Maar ek het net in my hart hierdie gedagte gehad wat ek met jou wil deel. En dit is oor die visie om soos God te sien. Visie, dis ook ons maandtema is ons visie. En vir baie van ons is baie keer as ons dink daaraan die eerste gedagte wat jy inkom, miskien as jy in die corporate world is, dan dink jy aan visie en missie. So nee. En wat is ons visie vir hierdie goeders? Maar vanoggend is dit so 'n bietjie anderster vir my, maar visie is om soos God te sien. Dit gaan om te sien, want ons sien baie keer nie soos God nie. Ons is ingestel op omstandighede in wat hierdie twee oogies vir ons sê, ons sien, ons is ingestel in mense, in ons ervaring van wat dit ook al mag wees, en so baie keer sien ons net op 'n menslike manier. En so vanoggend wil jy besef dat visie, die woord visie beteken eintlik om te sien, die vermoë om te sien. So as jy twee oogies het, kan jy sien, so jy het visie. En het jy al gehoor die ouens wat met die oë werk, die oogartse en goeters praat van 20/20 visie. En dan het beteken jy het goeie visie. Jy kan goed sien. Maar vanoggend gaan dit vir my meer as net om oppervlakkig te sien, as om te kan sien, hoe ek sit vanoggend in 'n gebou en die son wat skyn, dit gaan vanoggend oor bietjie meer as dit. En so dit is om soos God te sien. Want God sien anders. God sien in die gees. En dit is wat ons vanoggend met jou wil gesels oor, om visie te hê, om te kan sien soos God sien. Om in die gees te begin sien. Om na jou omstandighede anders te begin kyk. Want ons is baie keer net menslik ingestel. Ons kyk net op 'n menslike manier. En so die geloof is die oë van die gees. En so om te sien dus, soos God sien, het ek geloof nodig. En daarom moet ons verstaan, Hebreërs 11 sê vir ons die hele tyd, deur geloof. Het julle al daai hoofstuk gelees van die geloofhelde? Alles wat gebeur het in hulle lewe, wat hulle gesien het, was deur een ding, geloof. So om werklik in die gees te kan sien, om te kan sien soos God sien, is om in geloof te begin sien, en dan begin jy sien wat God sien. Dit beteken om aan die ander kant van die berg te sien. Jy sit vanoggend en daar staan hierdie magtige berg voor jou, maar geloof sien reeds aan die ander kant van daai berg. Geloof sien reeds die uitkoms van God vir hierdie berg, hierdie probleem. God sien dit. God is nie vasgevang om te sien hier's 'n berg voor jou nie. God sien reeds aan die ander kant, en dit is wat hy vir jou kom doen, het hy geloof vir jou kom gee, sodat jy in die gees kan sien aan die ander kant van die berg. Jy sien, dis hoekom ons dan begin anders optree. Dan begin die wêreld na ons kyk en sê, dit maak nie sin nie. Hoe kan jy nie worried wees nie? Kyk hierdie berg vir jou. Die dokter het vir jou gesê, dis die einde, dis verby. Maar ek sien reeds aan die ander kant van die berg. Ek sien reeds wat God sien, en ek begin praat wat God sien oor my situasie. En ek begin reeds optree uit dit wat ek sien. En so geloof is die oë van die gees. Ek sien reeds die uitkoms volgens wat God dit sien. Hebreërs 11 vers 13 sê, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bewoners op aarde was. Hulle het gesien
in die geloof, wat in daai oomblik nie reg gelyk het nie. Kan jy dink aan 'n Noag? Noag het begin sien wat God gesien het, en het 'n ark gebou, en dit was nie net 'n week projekkie, of 'n jaar projek nie, 120 jaar later. En hy het aangegaan, en aangehou. Hoekom? Want hy het gesien, wat God gesien het. En daarom sal ons begin opstaan, daarom gaan ons begin anders ter leef en optree, wanneer ons 'n berg sien, is dit nie nou sak my moed en my skoene nie, nee, ek begin reeds aan die ander kant van die berg sien, wat my God sien, 'n oorwinning, 'n uitkoms, 'n verandering. In vers 17 en 18 van Hebreërs 11 sê hy, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer, en aan wie gesê is, en Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het, om selfs uit die dode op te wek. Hy het soos God gesien. Al het God vir hom gesê, nou offer jy jou seun, en hy gesien het, maar God het 'n nasie gesien, en ek sien die nasie, maar ek sien ook, maar God kan 'n nasie uit 'n dooie man uit opwek. Want hy sien soos God. Geloof sien soos God, nie blinde geloof. Vanoggend spring ek in en hoop vir die beste nie. Dis reeds geloof wat sien. Geloof sien, daarom tree dit op. En so geloof is nie, ek kan nog nie hierdie verandering sien nie. Dis nie wat dit beteken nie. Nee, geloof sien reeds die antwoord. Geloof sien reeds die verskil en die antwoord en die verandering. Geloof sien dit. Because it sees like God. Israel, toe hulle die beloofde land moes ingaan, het hulle 10 verspieders gestuur. En hierdie 10 manne gaan bespied en gaan kyk hoe lyk hierdie land wat die Here gesê het, it's yours, dis joune. En hulle kom terug. Hier's wat hulle sê, van Numeri 13 vers 25 tot 33, en na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land, om van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades. En aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar het God al 'n belofte vir jou gegee? Het God vir jou in Jesus Christus 'n beloftes en waarhede kom gee? En jy wil 'n maar plaas. Want jy sien nie soos God nie. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hittiete en die Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Hoekom het Kaleb gesê, because he saw what God saw. Hy het gekyk soos God kyk, hy het gesien soos God sien. Hy het nie geluister na die verslag wat aan hom gegee is nie. Hoeveel keer is daar 'n verslag in jou lewe gespreek? Dis die einde. Dis verby. Dit kan nie meer nie. Dit kan nie verander nie. Dit kan nie beter nie. Gaan jy in daai oomblik besluit om te sien wat hierdie twee oogies vir jou sê, of gaan jy besluit om in geloof te sien wat God sien? Maar die manne wat saam met hom opgetrek het met hom
het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei. Weet wat was my amazing om te besef, dat hulle slegte gerugte gesê het deur dit wat hulle gesien het. Die gerug, dit wat ek sien in die oomblik, ja, dis 'n geslegte gerug. Dit lyk sleg. Maar dit is tyd om te sien soos God sien. Hulle het slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is 'n land wat sy inwoners verteer en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Luister mooi, wat dink hulle oor hulle self? Vers 33, ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë. Wat sien jy? Dit wat jou oë sien? Dit wat nou die omstandighede is, of begin jy sien wat God sien? So was ons ook in hulle oë. Ek het klaar besluit, wurmpie ek, gaan dit nie maak nie. Weet die Here het my dan hier gesonde verstand gegee. Ek moet dan kan weet. Really? Geloof gaan gesonde verstand te bowe. Because it sees what God sees. Dit sien wat God sien. Jou woorde verklap jou geloof en jou visie. Wat praat jy? Dit wat God sien? Sien jy wat God sien en begin jy dit praat? Of praat jy klaar die verloor? Ons gaan dit nie maak nie. O, dis die einde. Dis verby. Want dit verklap jou geloof en wat jy sien. Geloof is om God soos God te sien. Twyfel, die woordjie twyfel, om ongeloof te hê, beteken om met twee opinies te sit. Om tussen twee gedagtes te wees. Daarom twyfel jy's wankelrig. Jy weet nie, Here, nou werk dit nie. So ek weet nie of regtig wil gaan volgens wat U sê, maar nou gebeur dit, Here, nou glo ek dat U my gesond gemaak. Here, maar nou werk, maar miskien. Nee, ek sien vanoggend wat die Here sien, dit is moontlik, dit gaan gebeur, want my God is by magte om selfs 'n nasie uit 'n dooie man op te wek. Who's your God? Ek wil amper sê, who's your daddy, but anyway. Abraham. In Genesis 12 vers 1 tot 3. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Wat het God gesien? 'n nasie. Jy sien, ons kan besluit om te vat wat God sê, ons kan sien wat God sê, en in hoofstuk 15, dan kom sy, in vers 5, hy sê, daarop lê hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel, en hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. As die Here jou vanaand so 'n bietjie uitvat en sê, kyk na die sterretjies, dit gaan jou nageslag wees. Nee, Here, dit kan nie wees nie, jy het verkeerde ou beet hierso. Ja, rarig, kyk hoe baie is dit. Nee, Here, jy het jou wiskunde in matriek gedryf. Sien ek wat God sien, of is ek besig om myself te oorreed om nie te sien wat God sien nie? In Romeine 4, vers 18 sê hy teen hoop op hoop geglo dat hy vader sal word van baie volke volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees, en sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat reeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoop van Sara nie.
Hy het nie gekyk na wat hierdie twee oogies vir hom sê nie. Hy het nie geluister na 'n dokter wat sê, sorry, jy kan nie meer kinders hê nie, jy's te oud. Nee, hy het gesien wat God gesien het en hy het geglo, al lyk ek op 'n plek van ek kan dit nie meer doen nie, dan glo ek God sal dit kan doen. Want ek sien wat God sien. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. As God vanoggend vir jou sê, ek kan jou gesond maak. Ek kan jou finansiële situasie vir jou omdraai. Ek kan jou omstandighede verander. Gaan jy vanoggend begin kyk en sê, Here, maar hoe? Of gaan jy sê, Here, ek gaan sien wat U sien. Dit is moontlik. Dit gaan verander, Here, want U is deel van hierdie saak. Geloof sien wat God sien. Die onmoontlike is moontlik by God. Lukas 1 vers 37 sê, want geen ding, Grieks, Hebreëus, Xhosa, Zulu, Frans, dink aan watter taal jy nog kan uitdink, beteken geen ding nie. Noem vanoggend die probleem in jou lewe. Noem vanoggend jou berg 'n naam, dan wil ek vanoggend vir jou sê, niks is by God onmoontlik nie. And I choose to see what God sees. Al sê die wêreld ek is mal, dan is dit great, but I see what God says. Al sien dit ek kan nie meer kinders verwek nie, dan glo ek God het gesê, I will have a nation come through me. Glo ek wat God sê. Josef word verkoop as 'n slaaf. As jy vanoggend as 'n slaaf verkoop word, wat sou jou eerste gedagte wees? It's the end. My lewe gaan niks word nie. Maar God het 'n heerser gesien wat 'n ruk later sy broers uit hongersnood sou red. Sien ons wat God sien? Of kyk ons net na hierdie omstandighede waar ek tans sit en sê dit is nie moontlik nie. Dit kan nie verander nie. Maar ek sê vanoggend vir jou, dit is. Begin net sien wat God sien. Begin praat wat God sien. Gideon, in Rigters 6 vers 1 tot sê hy, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, van wie die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hul vee en hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Hierdie situasie wat eintlik baie sleg en onmoontlik gelyk het. As hulle na hulle self moes kyk, na hulle eie omstandighede, na dit wat vir hulle moontlik is, was dit onmoontlik. Hier in Rigters 6 vers 11 tot 16 sê, toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuit om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Wat sien God? God sien 'n dapper held wat sy volk moet verlos en vrymaak van hierdie probleem. En toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Ag Here, jy kan verstaan hoe lyk my so situasie. Hoe dit gebeur, Here, ek dien nie dan, Here, maar kyk hoe lyk my situasie.
Ons vertel so maklik die probleem vir God. Dink jy hy weet dit nie? Dis tyd om te begin sien wat God sien. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Gideon sien 'n swakkeling en 'n geringste. God sien 'n dapper held wat sy volk gaan verlos. Wat sien jy? Sien jy wat God sien? Want met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Met my God verslaan ek 'n siekte. Met my God verander ek 'n situasie. Hoekom? Because what I can see is what God sees. Dis tyd om te sien wat God sien. Jesus, ons redder, hang op 'n kruis. In daai oomblik lyk dit it's the end. Dis die einde, dis verby, die redder is op die kruis, dis verby, hy sterf, daar is nie meer 'n uitkoms vir ons nie. Terwyl die disippels 'n dood sien, sien God 'n opstanding en 'n nuwe skepping. Jy kan vanoggend besluit om te sien wat hierdie oog is vir jou vertel om te sien, of jy kan besluit, ek gaan begin sien wat God sien. En ek gaan begin praat wat God sien. En ek gaan dit begin vat in alles in my lewe. Jou oë sien die storms en die vloede, geloof sien Noag se reënboog. Jou oë sien foute, geloof sien jou redder en jou redding. Jou oë sien die einde, geloof sien 'n nuwe begin en 'n opstanding. Jou oë sien miskien die onmoontlike vanoggend, maar geloof sien die God van die moontlike. Jou oë sien miskien 'n punt, terwyl God 'n komma sien. Dis jou keuse om vanoggend visie te hê, om te sien soos God sien. Dis jou besluit, dis jou keuse vanoggend om te sien soos God sien. Is om jouself van die natuurlike verslag, van die natuurlike visie los te maak. Die dokter se report is not final. Want niks is onmoontlik by God nie. Jy sien, ons het baie keer die persepsie van menslike beperkings, terwyl geloof God se onbeperklike moontlikhede sien. En dit's wat ons moet begin doen as gemeente. Dat ons sal begin sien wat God sien. Dat ons ophou sal kyk wat hierdie oogies vir ons sê, want dit kan ook vir jou partykeer om die bos lê. En so dis jou besluit vanoggend om te sê, Here, ek gaan in geloof begin sien wat U sien. Maak nie saak wat ek hoor nie, maak nie saak wat hierdie fisiese oë vir my sê om te sien nie. Ek gaan besluit om geloof sien wat God sien. Amen, kom ons bid. Dankie Vader vir die voorreg wat ons het om U te ken. Here, dankie dat ons ook geloof ontvang het toe ons Jesus Christus ontvang het. Daarom kan ons sien wat U sien, Here. Help ons Heilige Gees, dat ons sal begin ons oë, ons geestelike oë sal begin rig en sal begin sien om te sien wat God sien. Here, dat ons nie meer sal kyk na dit wat ons oë sien nie, maar dat ons sal sien wat U sien. Help ons hierdie week, want ons weet, die toets lê voor die deur, want die waarheid het ons gehoor. Help ons om in ons omstandighede te begin sien aan die ander kant van die berg. Wees ons genadig, Here, en help ons, Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.